Naas Botha skryf boek teen vervelige rugby. 'n Belangrike waarskuwing vir motoriste op die N2. Binnelandse sake sê vir toerisme maak dan 'n beter plan. En graad 5 leerder doodgery voor haar skool. Goeiemôre, ons tel af tot by vandag se topstorie en begin by Naas Botha en die breinafrigter Dr. Kobus Neethling wat veral bekend is vir sy werk met provinsiale rugbyspanne en Olimpiese atlete wat vanoggend in Midrand hul nuwe boek Kreatiewe Rugby bekend gestel het. We got overboard with game plans. And some fantastic players go out of junior rugby into senior rugby and they disappear in game plans. And I'm going to give you an example, Morné Steyn. Okay? Morné Steyn was a centre. Now, in my book, a centre needs to be creative. Let's be honest. Okay? He got blamed years later as only a kicking fly. Was he really the kicking fly? Or was it the game plan that forced him to play like he played? Die minister van Toerisme, Derek Hanekom, het vanoggend op 702 Gesels Radio te kenne gegee dat omstrede nuwe reisregulasies die toerismebedryf knou en dat 'n alternatiewe oplossing vir kinderhandel nodig is. Die Departement van Binnelandse Sake staan egter by sy beleid en sê Hanekom moet dan 'n alternatief aanbied. People say they are concerned about trafficking, but they haven't spoken to the Department of Home Affairs about any alternatives to combat trafficking. It's just the nature amongst some in the tourism sector that says child protection versus tourism. It's not an anti-tourism decision. It's a pro-children decision. People should exercise platforms where we can speak across the tables from each other and have a broken telephone effect of engaging each other through the media. As jy die N2 snelweg buite Kaapstad gebruik, let op. Minstens 2 motoriste is in die afgelope week op dieselfde plek naby Makassar aangeval. In die jongste geval is 'n lid van die Valke vanoggend vermoor. Ons is nog nie seker oor die omstandighede rondom die moord nie. Die polisie het wel bevestig dat hy vroeg vanoggend toe hy sy band van sy motor wou verander, is hy aangeval en vermoedelik doodgesteek. Hy het in 'n ongemerkte polisievoertuig gery en ons vermoed hy was op pad werk toe die voorval plaasgevind het. Vrydag 'n week gelede het Ine Jacques loods van Somersetwes die Vrydag aan Kaapstad toe gery waar hy op einste dieselfde plek tussen die Voorebrug en die Baden-Powell afdraai rigting Kaapstad ook aangeval is. Hy en sy meisie en 'n vriendin was in die kar. Hulle het in bakstene vasgery wat in die pad was. Die band het gebars en het gestop om die band te ruil en iemand het hom aangeval. En dis vermoedelik deel van dieselfde paar voorvalle van geweld op die N2. 'n Tekkie en 'n barwan langs 'n kinderluitjie. Dit was vanoggend die stomme getuienis van 'n tragedie voor 'n laerskool in Brackenfell buite Kaapstad. Ons staan op die hoek van Frans Conradie en Paradysstraat, dis in Brackenfell, oorkant Laerskool Brackenfell waar 'n leerder van hierdie skool vanoggend doodgery is. As ons met die omstanders hierso praat, kry ons die indruk dat die meisie op pad was skool toe. Sy is getref deur 'n bakkie wat van daai kant af gekom het. Die polisie is nou nog laer getrek, die lijk lê nog steeds in die pad. Ons het gepraat met een van die omstanders wat eers op die toneel was en haar lewe probeer red het, vergeefs. Ek het gevoel vir pols. Ek het omtrent vir 7 minute pols gevoel. Toe het sy nie meer pols gehad. Later het hy aangekom. Hy het haar met stikgoeders geplak om te kyk op sy lewe en toe maak ek op bers toe. Sy weg. Tweet vir ons met die topstories in jou omgewing of e-pos nuus by netwerk24.com.